Nou ja, Boer Media gaan ook hulle klip hierso neersit hier op hierdie stapel, klipstapel as deel van die toekomsbouer monument wat hier gaan gebou gaan word. En hier by my staan François van Vuuren. Hy gaan vir ons vinnig vertel. François, wat beplan julle hier? Ons is nou hierso by die Swaaiput geleentheid van die Akademia Campus wat nou gedoen word deur Kanton. Maar vertel eens vir ons vinnig net gou hierso, wat doen julle hier? Baie dankie. So, ons het 'n toekomsbouer veldtog geloods om die gemeenskap betrokke te kry by die Akademia Campus ontwikkelingsprojek. En wanneer ons klaar is met die kampus, gaan ons 'n mooi monument bou om die toekomsbouer veldtog te vier. En ons het vir almal wat vandag bywoon gevra om 'n klip op te tel en hier te kom pak. Hierdie gaan die basis vorm van daai monument. Wonderlik. François, verduidelik dit gou vir ons. Jy was betrokke nou met die ontwikkeling van hierdie terrein en die aankoop van hierdie terrein, as ek dit nou reg verstaan het. Hoe het dit gekom dat julle toe op hierdie eiendom hier in die ooste van Pretoria afgekom het? Ja. So dis baie interessant. Ons het reeds in 2015 begin soek na grond. 'n Groot uitdaging is uiteraard die ontwikkelbaarheid van grond, met ander woorde stadstraatdienste, omgewingsvriendelikheid, daai tipe van goed. En een van Akademia se vereistes was uiteraard 'n landelike kampus en nie 'n stadskampus nie. So ons het besluit om so 'n bietjie buite die stad grond te soek. As jy kyk na plekke soos UCLA, Berkeley, Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, almal was landelike kampusse wat so begin het. En Akademia het ook graag versoek om buite die stad so 'n bietjie te wees. Ek neem aan dit was nie altyd maklik geweest om by die regte plek te kom nie, want ek bedoel as jy praat van munisipaliteit, ons weet hoe munisipaliteite deesdae opereer. So hoe het julle dit reg gekry dan om die ouene hierdie plek te kies? Ja. So dit was nogal 'n uitdaging. Ons het na so tussen 10 en 15 stukke grond gekyk in die ooste van Pretoria. Omsigtigheidsondersoeke gedoen. Elke keer was daar 'n doodloop in terme van munisipale dienste. Hierdie stuk grond wat hierso gebeur het is in terme van wateraansluitings. In 10 jaar gelede het Waterlike Farm, toe hulle ontwikkel het hulle 'n konsortium gestig om 'n waterlyn te installeer. En al die of meeste van die omliggende grondeienaars het deelgeneem aan hierdie konsortium. So die ouens wat hierdie grond besit het, hulle het deelgeneem. Hulle was siviele kontrakteurs. Hulle het die pypleiding installeer in ruil vir 'n aansluiting. En toe nadat ons behoeftebepaling gedoen het ons gesien dat ons so 160 mil wateraansluiting nodig het. En dit is toe presies wat hulle gekry het destyds. So die vertrekpunt was eintlik hierso is water op die kampus. 'n Ander uitdaging was natuurlik toegang. Die pad wat hier voor verbyloop is 'n provinsiale pad. Jy moet toegang kan kry na jou perseel toe. En as gevolg van die provinsiale padreëls is daar net sekere intervalle. Ons moes toe na 'n buurman toe gaan om 'n toegangsservitiet by hom te koop. Hy het die visie gesien, hy en sy gesin het gesels en hulle het ingestem om daai stuk aan ons te verkoop. En hoe het julle die kragkwessie hanteer? Krag is 'n groot uitdaging in Pretoria Oos en mens hoor gereeld van substasies wat in die brand slaan. So 'n paar jaar terug het die stadsraad begroting bemaak om die substasie op te gradeer. En net na die opgradering is ons volgende in die ry om aansoek te doen vir addisionele kragkapasiteit. En so ons tydsberekening was net perfek geweest wat dit betref en hulle het ons ontwikkeling goedgekeur op gronde van daai addisionele kapasiteit wat daar tans beskikbaar is. Vertel net gou vir ons kykers min of meer hoe lank gaan dit nou gebeur en watse fases is daar wat hier nou gaan plaasvind en wanneer kan ons verwag om hierso te kan kom sit in 'n koffiewinkel en lekker te kan kom dit geniet wat julle aangevang het hier en gebou het. Ja, so ten opsigte van die tydslyne van die projek, ons het Julie hierdie jaar 2025 afgeskop met die massa grondwerke. Dit maak nou einde van hierdie jaar klaar. Ons het die platforms gereed vir die hoofkontrakteur om in te kom met die fondasies. Hulle begin Januarie 2026 begin hulle met konstruksie. Dit is 'n 20 maande konstruksieperiode en na die 20 maande dan oorhandig ons dele aan Akademia om te begin inrig. Jy kan 'n ding goed soos laboratoriums, kafeteria, algemene lesingsale en so moet ingerig word en dit neem 'n bietjie tyd. So oor en oor is dit so plus minus 24 maande projek. Januarie 2028 kan jy jou koffie kom drink hier by 'n koffiewinkel. Daar's daai julle dit nou in die volgende 3 jaar gaan hulle hierdie terrein ontwikkel en bou en dan gaan ons oor 3 jaar weer kom koffie drink saam met François en te kom kyk hoe dit lyk hierso. So terwyl hulle bou, kyk so 'n bietjie wat kan jy bou want ek dink aan ons volk. Is daar nog baie plek waar ons kan bou. Ek op my plek en jy op jou plekkie en julle op julle plek. Dankie vir wat julle doen François en baie sterkte met hierdie ontwikkeling. Dankie.